Goeiemôre en weer eens baie welkom by ons erediens. Dis weer eens 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Ons voorsang vanoggend kom uit Lied 168. Heilige Jesus. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U Here, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, Die Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Ja, die ganse skepping sal u dien, o Here. Gemeente, die Here sê ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus ons Here, is met u almal. Amen. Nou God het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit Lied 157. Here Jesus, ons is saam. Geliefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons? Dit leer ons wat is die verkeerde dinge in die lewe. Leer ons hoe om vir God lief te wees. Leer hoe om vir mense om ons lief te wees.
Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe. Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, as ook ons eie sonde. Ons weet God se wet is liefde van ons. Hoe som Jesus vir ons die wet op in Matteus 22, vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, raai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons weet hoe liefdeloos ons teenoor ons naaste is, maar ook so teenoor God. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sonde gesterf het. Nou geliefdes, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3, vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons beantwoord nou ons geloofsbelydenis en die genadeverkondiging deur saam te sing uit Halleluja die 210 blye versekering. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, eerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my woontaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my woontaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle berusting, hoe swaar my lot, elke verrukking, blye genot. Engele wat herwas, boodskappe dra, tydings van liefde, vrye genade. Dit is my woontaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my woontaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle
Kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Heer ons God, ons kom vandag na U met 'n diep verlange in ons harte. Soos ons gaan lees in die Psalm, het die psalmis uitgeroep en na U toe, Here. So versmag ons van verlange na U, o Here. Ons siel hunker na U. Ons verlang na U teenwoordigheid in ons lewens en in die plek van aanbidding waar ons ook al is. Met alles wat ons is, wil ons U loof en aanbid. Want U is die lewende God, die bron van ons lewe en vreugde. Ons bring ons dank en lof na U toe, want U alleen is waardig om geloof en aanbid te word. Mag U ons harte vul met U Gees, dat ons U met opregtheid en blydskap kan dien. Gee dat ons vandag iets nuuts van U mag ontdek, dat ons met nuwe oorgawe U wil sal soek en volg. Here, ons bid dat ons ontmoeting met U hierdie oomblik ons lewens sal verander en dat ons versterk sal word en die krag kry vir ons geloofsreis. Altyd bereid sal wees om U naam te verheerlik in alles wat ons doen. Vergewe ons sondes en lei ons nie op die paaie van versoeking nie. Here, van dit bring soveel probleme vir ons. Hou ons weg van dit af. Ons vra ook U seëninge en U beskerming oor ons geliefdes. Here, wees so ook met die wat arm van gees is, honger na liggaam en siel. Vertroos die wat vol van smart is. Versterk diegene wat in nood verkeer en nie weet watter kant toe as gevolg van siekte nie, of oor die middele beskik om 'n gesin se basiese behoeftes te voorsien nie. Laat ons altyd dankbaar wees vir dit wat U vir ons gee. Ons vra dit nie uit verdienste nie, maar enkel uit genade, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit die Ou Testament, uit die boek van Psalms, en ons gaan lees vanaf Psalm 84. Hoe lief het ek U woning, Here, is die opskrif. Vir die koorleier het musiek van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek U woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes, en 'n swaalkie 'n plek van kleintjies daar by U altare. Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie U huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om U te prys nie, Sela. Dit gaan goed met mense wat hul krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Vir hulle wag daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag tot hulle voor God in Sion verskyn. Here, Almagtige God, hoor my gebed. Luister tog, God van Jakob, Sela. Sien tog onder die koning, ons beskermer, o God. Hou U gesalfde onder U sorg. Waarlik, eendag in U tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here gee ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Ons lees tot sover, salig so die woord van God hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank U, Here, vir die geskrewe openbaring van U woord en vra U seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is die brandende begeerte na God se teenwoordigheid. Ons teksvers kom daar uit vers 3. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Nou geliefdes in die Here, kom ons kyk net na Psalm 84, van dit is 'n lied van die pelgrim wat op pad is na die tempel in Jerusalem. Die plek waar God se teenwoordigheid spesiaal ervaar word.
Hierdie Psalm weerspieël 'n diep verlange na die nabyheid van God, wat nie net in 'n fisiese plek soos die tempel gevind word nie, maar in die lewende saamwees met hom. Die skrywer van hierdie Psalm stel dit duidelik dat daar niks beter is as om in teenwoordigheid van die Here te wees nie. Nou soos ons gelees het, begin dit met 'n lofprysing oor die skoonheid en die lieflikheid van God se woning, want dit sê vir ons duidelik: "Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige." Hierdie woorde dui op 'n dieper betekenis van God se teenwoordigheid. Dit is waar die siel van die gelowige tot rus kom en ware vrede ervaar. Die psalmis spreek 'n intense verlange uit. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Met alles wat ek is. Hierdie verlange is nie net 'n oppervlakkige begeerte nie. Nee, dit is 'n diepe hinkering wat die hele menswees insluit. En dan besing hy ook die geluk van die wat naby God kan wees. Hy gebruik die voorbeeld van selfs 'n mossie het 'n nes, en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies, daar by u altare. Dit bring ons by die vraag: hoeveel waarde heg ons aan die teenwoordigheid van God in ons eie lewens? Begeer ons werklik om in sy nabyheid te wees soos die psalmis dit hier beskryf? Is dit ook 'n intense verlange om eendag in sy woning te wees? Die woorde van die Psalm bevestig dat dit goed gaan met die mense vir wie die Here se huis 'n ware tuiste is. Hulle hou nie op om te prys nie. Is dit ook u wat hier beskryf word? In die hart wil jy jubel en juig voor God, ons Almagtige, ons Heer en Hemelse Vader? Maar nou geliefdes, ons weet om dit te kan doen, moet ons krag ontvang. Want ons kan dit nie op ons eie doen nie, en dit word duidelik uitgebeeld in die Psalm. Want dit gaan goed met die mense wat hulle krag in die Here vind en graag na sy woning toe gaan. Dit is 'n pelgrimstog wat die lewensreis van die gelowige simboliseer. Soos wat die pelgrims destyds op pad was na Jerusalem, het hulle verskeie uitdagings en beproewings ondervind. Net so ondervind die gelowige van vandag ook hierdie uitdagings en beproewings in hulle hele lewe tydens hul geloofsreis. Ons op pad na God se tempel, daar waar hy teenwoordig is. Die reis nie van die ewige lewe nie, die reis na die ewige lewe. Maar ook so is hy teenwoordig in ons harte, oral waar ons gaan. Soos ons dikwels bewus word van, voel dit of ons in ons binneste, in ons sielslewe soms deur 'n brandende droogte gaan, waar ons verlore voel en smag na die water van die lewe om ons op te lig, of ons te voed en die dors te les, op soek na die Here toe, of verlange na sy teenwoordigheid. Vers 7 simboliseer ook 'n plek van trane, met ander woorde smart wat ervaar word. Maar soos ons so dikwels in ons lewens ervaar, verander dit. Daar gaan fonteine oop. En verder beskryf die Psalm dat die vroeë reën sy seëninge bring. Skielik ontvang jy 'n lafenis vir jou siel. En jy weet, God het jou gebede beantwoord. Hierdie droogte, hierdie alleenheid, ek weet nie wat ek kan doen, Here, word skielik gevoed met die lewende water. Dit herinner ons dat selfs in ons diepste beproewinge, God se teenwoordigheid ons kan verkoop en vernuwe. En dat ons die lafenis vir ons siel ontvang, dat ons totaal en al verkoop. Nuwe hoop, sterker maak in die geloof, en die vrede wat daarmee saamgaan, gaan alle verstand te bowe. God lei sy kinders, want die Psalme skryf dit weer eens so duidelik, keer op keer ontvang hulle nuwe krag, tot hulle voor God in Sion verskyn, wat dui op die voortgaande groei en volharding op ons geestelike pad na God se ewige woning toe. En dan kom die smeking dat die Here, die almagtige God, na sy gebed moet luister. Hierdie gebed vir die koning, die gesalfde van die Here, beklemtoon die gemeenskaplike
aspekte van aanbidding. Die psalmis bid vir die leier, omdat die welstand van die volk en die koning hand aan hand gegaan het daai tyd. Vir ons beteken dat ons moet bid vir die leiers in ons gemeenskap, vir die leiers in ons kerk, vir die leiers wat oor ons aangestel is, omdat hulle 'n belangrike rol speel in die geestelike, sowel as die sosiale lewens van ons as gelowiges. Ongelukkig is die mensdom so behep met homself, dat daar nie plek is vir die gedagte, dat God iemand anders te oor hulle aangestel het, wat in beheer is nie, goed of sleg. Ons moet nog steeds bid vir beskerming, leiding, en dat die Here hulle harte sal verander om goed te wees vir almal. Met ander woorde, regeer of lei volgens God se wil. Ekskuus tog. Die Psalm sluit af met 'n kragtige verklaring van vrede en sekuriteit wat gevind word in die teenwoordigheid van God. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Hierdie woorde is 'n weerspieëling van die psalmis se diepe oortuiging dat daar niks beter is as om naby aan God te wees nie. Hy verklaar dat hy liewer 'n drempelwagter in die huis van God wil wees, as om in die huise van die goddelose te woon. Hierdie beeldspraak beklemtoon die kosbaarheid van die geringste plek naby God, wat selfs beter is as die beste plek elders. God word beskryf as ons krag en ons beskerming. Want dit is wat hy is vir ons, en wat hy vir ons as sy kinders gee. Dit word bevestig dat God se genade en eer vir ons gee, en niks goed sal weerhou van diegene wat in opregtheid voor hom wandel nie. En dan die slotvers onderstreep die geluk van die wat op die Here vertrou. Vers 13. Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Hierdie vers dien as 'n kragtige afsluiting van die Psalm en som die tema van die hele lied op. Die seën en vreugde kom van vertroue in die Here af. Maar ek glo dit is belangrik dat ons hierdie vers in meer detail moet bespreek. Eerstens vertroue as die kern van geloof. Vertroue in die Here is die grondslag van ons geloofslewe. Dit is nie net 'n verstandelike erkenning van God se bestaan nie, maar 'n diep persoonlike oorgawe en afhanklikheid van hom in elke aspek van ons lewe. Die psalmis beklemtoon dat geluk, die ware vervulling en vreugde gevind word in hierdie oorgawe aan God. Om op hom te vertrou beteken om ons hele lewe in sy hande te plaas, te weet dat hy getrou is om vir ons te sorg, ons te lei en ook so ons te beskerm. Dan die volgende punt wat uit daai vers gehaal kan word, is geluk as geestelike vervulling. Die woord gelukkig in hierdie vers dui nie op 'n oppervlakkige vreugde nie. Dit verwys na 'n diep, blywende geestelike vervulling. Dit is 'n toestand van welstand wat spruit uit 'n lewe wat in lyn is met God se wil. Hierdie geluk kom nie noodwendig van uiterlike omstandighede nie, maar van die innerlike vrede en sekerheid wat kom deur op God te vertrou. Selfs in die tye van swaar kry en beproewing kan enigiemand op die Here vertrou en hierdie diep vreugde ervaar, want dit gee berusting. En dan die gebruik van die titel Here Almagtige. Dit versterk die tema van vertroue. Dit beklemtoon dat die een op wie ons vertrou, die Almagtige, soewereine God is wat oor alles heers. Ons vertrou is nie 'n magtelose of 'n beperkte wese geplaas nie. Nee, maar in die Almagtige wat alles onder sy beheer het. En dit moet vir ons as gelowiges 'n vaste grond gee op te staan, ongeag die omstandighede wat ons mag teekom. Maar wat is die praktiese implikasie van hierdie vertroue? Vir die gelowige beteken vertroue op die Here dat ons bekommernisse, ons drome en ons hele lewe in sy hande plaas. Dit bring ons tot 'n plek van innerlike rus, waar ons kan sê, ek weet dat God in beheer is en ek kan op hom volledig vertrou. Hierdie vertroue beïnvloed ons lewens. Hoe ons besluite neem,
hoe ons reageer op die uitdagings wat ons in die gesig staan. Dit is 'n lewende vertroue wat ons toelaat om elke dag met hoop en verwagting te lewe. Ek sluit af. Psalm 84 plaas 'n sterk klem op die sentraliteit van aanbidding en die teenwoordigheid van God in die lewe van gelowiges. Die diep verlange na God se huis weerspieël 'n geestelike waarheid, wat die ware vervulling slegs in God en deur God gevind kan word. Maar dit uiteindelik gerig op die vreugde van die ewige gemeenskap met God. Ons word aangemoedig om hierdie reis met hoop en vertroue te loop, wetende dat God ons lei van krag tot krag neem. Hierdie is vir ons 'n herinnering aan die belangrikheid daarvan om tyd saam met God te prioritiseer, of dit nou deur aanbidding, gebed of diepe nadenke is. Dit spreek tot die siel se diep behoefte aan 'n verbinding met die goddelike en moedig ons aan om God se teenwoordigheid ywerig te soek. Hierdie Psalm bied ook hoop dat God die droogste en die moeilikste dele van ons lewens kan transformeer. Ons lei en van krag tot krag soos ons op pad is na hom toe. Want dis tog wat ons doen. Ons hele lewe is 'n weg en 'n reis na God toe. Mag ons lewens getuig van 'n diepe begeerte na God se teenwoordigheid en 'n vaste vertroue in sy leiding en sy beskerming. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, Here ons dankie vir die tyd van aanbidding en samesyn in U teenwoordigheid. Ons loof U vir die woord wat U in ons harte geplaas het. En Here, dat ons weer eens op gewys word na al die seëning en vreugde wat U ons gee, as ons vertroue in U plaas. O Hemelse Vader, ons bevestig dat ons vertroue volkome in U stel. U is ons rots en ons toevlug, die bron van ons geluk en vrede. Here, ons is dankbaar, ons sê dankie dat ons, ongeag wat ons mag teekom, in U rus kan vind en voluit kan leef, in die sekerheid dat U altyd by ons is. Mag ons hierdie week leef in die volheid van die vreugde wat U gee, met elke tree wat ons neem, Here, ons vertroue in U bevestig. Seën ons, Here, en help ons om die lig van U liefde uit te dra na almal rondom ons. Ons vra ook, Here, ons gaan in die week moeilikhede teekom, ons gaan dinge ervaar wat nie goed is nie. Lei ons, moed en bewaar U ons. Ons bid dat U vrede wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en gedagtes in Christus Jesus sal bewaar. Mag ons die seëning en die vreugde van 'n lewe in U ervaar en elke dag uitdra. In die naam van Jesus Christus ons verlosser bid ons dit. Amen. Ons slotlied vir oggend is die lieflike pragtige lied 175 Majesteit. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.